Goeiemôre geliefdes en baie welkom in die huis van die Here. Ek vertrou dat vandag vir ons elkeen tot groot seën sal wees, so op ons 3de Advent Sondag. Dit gaan goed met die mens wat die hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God die Vader en Christus Jesus, ons Verlosser. Amen. Liewe Here, dankie dat ons op hierdie oomblik ook weet, ons is tuis. Tuis in die huis. Here, ons doen dit so gereeld, 'n gewoonte, dat ons nie die groot genade daarvan eers raak sien altyd nie. Maar dankie Here dat ons opnuut vandag kan besef, ons is hier deur die genade. En soos ons gesing het, 'n tuis wees ook eendag in ons op pad wees, die hemelse. Tuis hier en nou, maar ook reeds tuis van die werklikheid van die hemelse. Ons is nog op pad, maar ons is reeds die kinders, reeds burgers van die nuwe Jerusalem. Here, dankie daarvoor. Dankie vir die genade onbeskryflik groot. En vir hierdie oomblik, Here, in ons op pad wees, in ons pelgrimstog, besef ons U is saam met ons op hierdie pad, as God met ons, as Immanuel, ook die Gees in ons. Die Gees, Here, wat ons ook nou rig, lei en leer, om U weer te volg, die weg na die lewe, want so bely ons is U self daar die weg. En daarom, Here, raak ons stil. En daarom, Here, hoor en luister ons. Help ons om ook daarop ag te slaan en dit ons eie te maak waar ons dit uitleef daar buite. In Christus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, uit Psalmboek, Psalm 80. Ons lees daarvan strofe 1 tot 20. Trouwens, dit is daarom maar die hele hoofstuk Psalm 80. In my Bybel is dit op bladsy 623 van die Ou Testament, Psalm 80. Die opskrif daar is, verskyn tog tot ons redding. Vir die koorleier op die wysie van lelies, 'n getuienis van Asaf, 'n psalm. Luister tog, herder van Israel, U wat die nageslag van Josef soos 'n kudde lei, U wat oor die Gerubs troon, verskyn tog aan ons. Openbaar die mag aan die stamme Efraim, Benjamin en Manasse. Kom help ons tog. Laat dit weer met ons goed gaan, o God. Verskyn tog tot ons redding. Here almagtige God, hoe lank nog sal U afsydig staan teenoor die gebed van die volk? U het aan ons trane verkos gegee en ons 'n beker vol verdriet laat drink. U laat ons bure teen ons veg en ons vyande lag oor ons. Almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. U het 'n wingerdstok in Egipte uitgehaal en dit hier kom plant nadat U die nasies uitgedrywe het. U het vir hom 'n plek gemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem. Sy skaduwee het die berge oordek, sy ranke die magtige seders. Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see, sy lote tot by die Eufraat. Waarom het U die mure om hom afgebreek?
al die verbygangers stroop hom, die wilde vark uit die bos verwoes hom, gediertes uit die veld vreet hom op. Almagtige God, kyk tog uit die hemel af en ontferm U weer oor hierdie wingerdstok. Neem hom weer onder die sorg. Hou in stand wat U met U eie hand geplant het, die wingerdstok wat U vir Uself gekweek het. Laat die wat hom soos onkruid verbrand het, deur die oordeel te gronde gaan. Hou U hand oor die mense wat U uitgekies het, oor die volk wat U vir U groot gemaak het. Dan sal ons nie weer van U af wegdraai nie. Hou ons aan die lewe, dan sal ons U naam aanroep. Here almagtige God, laat dit weer met ons goed gaan. Verskyn tog tot ons redding. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here, gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, susters en broers, die vraag, kan ons werklik met God praat, soos, kom ons sê, ou bekendes, wat mekaar liefhet, met mekaar praat? Met God praat, soos mense met mekaar praat, wat mekaar innig liefhet, werklik omgee vir mekaar. Met ander woorde, kan en mag ons met God praat oor die alledaagse, oor die mooi dinge in die lewe, die dinge wat ons bekoor, die dinge wat ons gelukkig maak, opgewonde maak, die dinge in die lewe, dalk die week wat voorlê, waarna jy uitsien. Maar dan soos dit ook al is met mense wat naby jou is en jy met hulle praat, is dit dan nou ook nie net oor die goeie dinge nie. Ons praat ons maar ook oor die hartseer, slegte, moeilike dinge. Om met God daaroor te praat, die dinge wat jou hartseer maak, die dinge waarvoor jy bang is, dinge waarna jy dalk verlang. Maar dan ook nie net hierdie dualisme tussen goed en sleg, hartseer en blydskap nie, maar anderzijds ook die dinge wat my dalk bietjie opstandig maak. Dinge waaroor ek nie met mense van God kan praat nie, want 'n mens kan nie daarop antwoord nie, is alleen my eie versigtinge wat ek voor die Here bring. Kan en mag ons, is die vraag, daarmee met God praat? Of dan nou dalk selfs die dinge wat ons nie so seer met God wil praat nie, om daarmee met God te praat, ons klagtes dalk selfs, oomblikke van swakheid, oomblikke van woede, wat jy ten hemele wil skree, om daarmee met God te praat. Is eintlik 'n retoriese vraag, natuurlik. En by wyse van Psalm 80 sien ons juis by monde van die volk Israel, hoe hulle dit gedoen het. Somtyds, as mens nou eerlik sou wees, met die lees van die psalms, sou ek in my eie mensheid wou sê, maar jy praat nie so met God nie, jy kan nie. Maar as jy bietjie na die dieper teologiese intensie kyk, veral met jou klaagpsalms, dan sien jy, dis nie 'n plek van disrespek nie, maar juis die mens wat alles voor die voete van die Here bring. Ook daai menslikheid van woede en ek verstaan die Here en wroging, want dit is presies wat hier gebeur. Van Psalm 80, waar Israel in gesprek met God is, oor alles in hulle lewe, die goeie, die slegte, die kla, maar dan nou ook daardie wat vir die mens sou grens, kan mens so met die Here praat, maar kyk net Israel se hart, waar hulle vir die Here sê, ja, U het vir ons kos gegee, maar die kos wat ons gekry het, is ons eie trane, vers 6. Of dit wat ons drink, Here, is verdriet wat U vir ons gee. Of ons bure veg teen ons, vyande lag vir ons, hulle dryf met ons die spot, lees ons in vers 13. So uitgelewer sê hulle, selfs die wilde diere val ons lastig. En bo dit alles, geliefdes, in vers 5 lees jy raak hierdie worsteling wat Israel met God het. Die mens wat met God worstel.
beklei. Nie verstaan wat die Here doen nie, en dit bring krapperigheid. God wat nie ons gebede beantwoord nie, sê hulle. God wat afsydig van ons is. En daarom, geliefdes, kla sê hulle roep vra, hulle smeek bid tot God, en as jy fyn sal lees, 3 keer hierdie versigtiging, hierdie hoop, Here, laat dit weer met ons goed gaan. Lees dit 3 keer in hierdie psalm raak. Laat dit tog weer met ons goed gaan, o God, verskyn tog tot ons redding. Geliefdes, maar dis nie al wat Israel hier doen nie. 'n tipe van 'n klaagpsalm tot God nie. Israel in 'n mate kyk ook terug. Ek dink ons sal dit kan verwoord in ons omgangstaal met mekaar as Israel verlang bietjie terug na die goeie ou dae. In baie positiewe terme te omskryf so. Heimwee as God se goeie dade vir Israel. En die metafore wat gebruik word is tweerlei. Die eerste een is die van 'n wingerdstok. 'n wingerdstok wat uitgehaal is op een plek en geplant is op 'n ander plek, uitgehaal is in Egipte, en dadelik kan ons die geskiedenis daar sien, God wat vir Israel gered het van die onderdrukking onder Egiptiese slawerny, hulle geplant het in die beloofde land, hierdie land wat oorloop van melk en honing, en nou hierdie beeld van volop water, want hierdie olyfstok of hierdie wingerdstok liewers groei welig, hy tier welig, hy rank. Die see stop hom aan die ander kant. Hy rank van hierdie sorg wat hy kry van die boer, van die landbouer. Die ander metafoor is 'n meer bekende een, die van 'n herder. 'n Herder wat sy skape versorg. Hulle wat die stem van die herder ken, die herder wat hulle geroep het uit Egipte, hulle bygestaan het deur hierdie moeilike, dorre wêreld, die woestyntradisie. Maar hulle heen gelei het na groener weivelde, die land wat oorloop van melk en honing. Nou dit is waar hulle op hierdie stadium terugkyk, is dit vir die goeie ou dae. Want wat Israel nou tans beleef, is die Assiriese ballingskap, verstrooi. Here, waarom het ons mure platgeval? Die mure wat beskerm, hierdie olyfstok of hierdie wingerdstok beskerm, waarom is dit nou vir die wilde diere en vir ons vyande buit, uitgelewer? Jy sou dink, geliefdes, dat Israel op hierdie stadium waar hulle terugkyk na die sogenaamde goeie ou dae, dat dit vir hulle berusting bring, maar eintlik gebeur juis die teendeel. Israel kyk terug daarop en dit verdiep net hulle lyding wat hulle tans ervaar. Hulle kla, want hulle beleef daar was 'n tyd waar dit met ons goed gegaan het. En Here, laat dit weer met ons goed gaan, 3 keer hierdie versigtiging. Here, laat dit weer wees soos dit was in die goeie ou dae. So met ander woorde, wat ons hier vind, dit wat Israel beleef, waar hulle nou wel nie in sak en as sit alleen net nie, maar ook terugkyk en probeer sin skep, bevind hulle self, geliefdes, op hierdie stadium, hulle wou sin skep, hulle wou dit vir hulle beter maak, hoekom ons in hierdie omstandighede is, maar soos hulle terugkyk en die sorgende hand van die Here raak sien, verdiep dit hulle lyding, want hulle beleef, maar waar is die Here? Hoekom is dit dan nou nie meer so nie? Waar is God? Het is vir hulle so erg, omdat hulle beleef het, wat dit beteken, om deur die Here versorg te word. Wat dit beteken het, om te ervaar, dat God by jou is. En dit is wat hulle getipeer het, luister baie mooi, as die goeie ou dae. Luister baie mooi, geliefdes. Veral met ons Afrikaanse spreekwoord, as ons praat van die goeie ou dae, dan is die afleiding baie keer 'n materialistiese afleiding. Die goeie ou dae toe dit met ons finansiëel dalk beter gegaan het.
of op ander gebiede polities dalk beter gegaan het. Maar dit is al daardie voorspoed wat jy aan die vel kan voel. En Israel wat hulle deels hier doen is, hulle moet sin maak van, wat is regtig die goeie ou dae? En hulle kom hier grootliks in hulle moeilike omstandighede tot een gevolgtrekking, dat die Here by my is. Dit is voorspoed. Dit is baie anders as wat ons voorspoedsteologie en baie kerke in ons dag en tyd lui. Die Here wat jou seën, maar dan moet dit materieel met jou goed gaan. Aan jou vel moet jy dit kan voel. Dan is dit mos nou voorspoed. Israel kom tot 'n ander gevolgtrekking. En hulle versigtiging is, as Here laat dit weer met ons voorspoedig gaan, het sekerlik iets daarmee te doen, maar grootliks is die fokus op God se sorg, God se nabyheid. Om te weet, die Here is hier, al gaan dit nie so goed met my nie. Dit was Israel se goeie ou dae. Geliefdes, juist daarom praat hulle, kla hulle voor God, smeek hulle en roep hulle so tot God. Maar in hierdie aanroeping tot God sien ons geloof in Israel. In hierdie smeekgebede sien ons dat hulle tog die waarheid weet het. Tog voorspoed beleef, al is dit op 'n gebied wat hulle nooit sou indink nie, want is hierdie versigtiging om net by die Here te wees. Of te vind, hy is by my. En ek is tuis. Dis die adventstyd. Hierdie bewus word van God met ons. Immanuel. God is hier. God is met ons, maar God is in ons. Geliefdes, dalk moet dit ons definisie van voorspoed wees en moet ons uitgaan en dit herdefinieer vir die wêreld daar buite, wat baie gesteld is op 'n sekere soort wat voorspoed is. Voorspoed is hierdie wete, maar God is by my. Al gaan dit nie met my so goed nie. Al gaan dit met my goed, maar al gaan dit ook nie so met my goed dat ek aan my vel kan voel nie. Dalk gaan dit bitter sleg met my, maar ek beleef voorspoed want God is by my. Die Here verlaat my nie. En dit is wat Israel in Psalm 80 tot die besef kom. En nou is ons vraag, as ons bietjie kyk na die geskiedenis waar ons staan ten tye van Psalm 80, wat het nou gebeur met Israel hierna? Want ons het nou 'n idee van wat die oploop is tot hulle omstandighede, maar wat het daarna met Israel gebeur? Wat het daarna, na hierdie gebed, na hierdie smeekgebed, na hierdie besef, Here, my voorspoed kom van U en U bepaal voorspoed en dit is nie die materiële nie. As ons vraag het hulle gebede gehelp? Daar's twee antwoorde, uiteenlopende antwoorde. Die eerste een is ja, want Israel het daarna weer voorspoed beleef. Voorspoed in die sin van materiële voorspoed. Met hulle weer goed gegaan, ten tye. Maar dan ook die antwoord nee. Dit het ook nie na hierdie gebed met hulle materieel goed gegaan nie. Wat jy in die vel kan voel nie. En dit bring ons by die punt om te besef, dis die verkeerde vraag wat ons vra oor, het Israel weer voorspoed beleef, want dis nie waaroor die gedeelte gaan nie. Dit gaan nie oor hoe ons in ons dag en tyd na voorspoed kyk nie. Maar Israel het voorspoed, en dit is 'n groot ja, beleef, deur die bewussyn van God se teenwoordigheid. Wat ek weet, God is by my, met my, Gees is in my. En waar ek hom intens beleef as 'n herder wat skape versorg.
Skape op die naam roep, hulle hom volg. Die skape ingelei, uitgelei word. Die skape veilig is. En dan ook die wingerdstok. Die Here se teenwoordigheid as hierdie boer wat versorg, wat ten spyte van die droogte van die wêreld daar buite, kan hierdie wingerdstok groei. Want die boer gee genoeg water. Hy ken sy snoei. Johannes 15. Baie Bybelse gedeeltes wat hierop inspeel, op net hierdie twee metafore. Veelzeggend. Maar die kruks van die saak, ek weet dat die Here by my is. Dalk sal ander mense sê, joh, dit lyk nie so nie, soos hoe dit met jou moet gaan nie. Maar dit is wat die mense dit as 'n stuk materialisme tipeer. Geliefdes, ons moet wegbeweeg daarvan. As die Here by ons is, beteken dit nie dat dit net fisies gesproke goed gaan nie. Die Here is by my. Geliefdes, dit is grootliks wat ons weer in die adventstyd vier. Is hierdie oploop, God kom nader as ooit. God met ons. God wat mens word. Om in ons lyding te deel, ons swaar kry. Maar hy is nie 'n slagoffer net daarvan nie, hy het dit ook oorwin. Hierdie herder, waar ons in die ander beeld die wingerdstok is. En daarom gaan dit met ons goed. Al gaan dit nie op ander gebiede goed nie, gaan dit goed omdat God by ons is, met jou is. Omdat God in Christus sy liefde onomwonde verklaar het. Daarom kan ons ook 3 keer, nie net die versigtiging van Israel in hierdie Psalm, maar kan ons dit ook verwoord as 'n uitroepteken. Dit gaan met ons goed. En wat meer is, en alleen deur Christus kan ons tot God die Vader nader. Kan ons, omdat dit goed gaan, omdat God met ons is, naby ons is, nie 'n ver af God nie, maar kan ons in ons lewe, ons wel en wee, ons voor- en nadele, voorspoed, teëspoed, alles in hierdie lewe kan ons voor die Here se voete bring. Kan ons met die Here praat. Soos aan die begin gesê, soos mense wat vir mekaar werklik omgee, alles in hulle lewe deel, kan ons en moet ons dit voor die Here se voete plaas. Want ons sê mos dan, dit gaan met ons goed. Dis voorspoedig. God is by ons. Maar lewe dan ook so, laat jou gebede dit wys. Om met alles in jou lewe dit met God te deel. Veral in hierdie tyd dat ons dit besef, dis God met ons. Geliefdes, ook so in adventstyd, Kersfeestyd, omdat dit in die kerkjaar aan die einde van die jaar is, soos ons geneig is om terug te kyk op 'n jaar wat was, tyd wat verloop het, baie dinge wat ons moes gedoen het en nie gedoen het nie, of wat ons nie moes gedoen het nie en toe wel gedoen het, dalk spyt, al daardie dinge, soos mens 'n jaar ontleed. Mag ons dit doen in die teenwoordigheid van God. Besluite wat ons geneem het, wat ons dalk anders moes neem. Juist dit, as 'n stuk refleksie voor die aangesig van God. As wat ons so geneig is om ons net tussen mekaar te deel. Gee 'n totaal nuwe beskouing van voorspoed, soos Israel hulle lewe met God deel, die goed en die sleg. En dit is die boodskap van Psalm 80, dan gaan dit weer goed.
met die beskouing dat wanneer ek my hart voor die Here uitstort, dit nie beteken dat die lewe nou soos in 'n sprokie net gaan verander en alles ten goeie gaan draai soos ek dit wil hê, na my sin nie. Maar om te weet die Here is nog steeds by ons. Adventstyd en Kersfeestyd is juis 'n blyke daarvan. God in ons gebroke wêreld. En met hierdie wete, en die wêreld verstaan dit nie. Met hierdie wete is daar vrede. Al beleef jy dalk op ander gebiede baie groot onvrede. Waar God is rus. Al beleef jy op ander gebiede baie onrus dalk. Maar wat maak die verskil? En sekerlik was dit die slotsom waar Israel ook opgekom het. God is by my. Ek weet nie hoe nie, maar ek weet dit. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar ek weet dat dit so is. Dit moet jy vandag ook hoor. So sê die Here, God is by jou. En leer daaruit. Dit is wat dit beteken, dat dit met ons goed gaan. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie dat ons vryheid kan getuig, dat dit met ons goed gaan. Goed in die sin dat U met ons is, dat U by ons is, dat U in ons is, o Heilige Gees. Help ons, Here, dat dit al hoe meer ons maatstaf van voorspoed sal wees. Here, want in teëspoed is daar soveel dinge waarvan ons nie kan sin maak nie. En dan gee U ons die oë van geloof en die voete van geloof om te kan sien en te kan trap waar die wêreld nie kan kyk en kan loop nie. Dankie Here weer vir die woord en die eenvoud hier in die adventstyd gewoon dat U met ons is. Here, en dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons moed vir die dag van môre en ons op pad wees. Dit maak die lewe sinvol. Dat ons die lewe besef, elke tree van die weg met U kan deel en dit so moet doen. Want waar U is die hemelse. Dankie Here vir die goedheid. Dat Israel in hierdie psalm van kla tot die slotsom ook kon kom. God is by ons. Dat ons, Here, tot dieselfde slotsom sal kom. Dit gaan met ons goed. Dat U is met ons. Here, maar dan bid ons ook so dat dit sal goed gaan met ons land. Voorspoed. Ons bid vir die wêreld daar buite, veral in hierdie tyd. Dat hulle al meer vir U sal raak sien. En dat dit sal goed gaan. Dankie Here dat ons dit vanoggend kan bid. In die eenvoud. Dat U dit ook so aanvaar, ons gebroke mense taal. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.